Goeiemôre, baie welkom op die pragtige donderdagoggend, die 25ste Junie. By Kom Laat Ons Boeke Vat. Ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad. Hier by ons op die oomblik in Saldanha is dit oopgetrek, so 'n klein bietjie dik wolke daar in die noorde kant toe, maar die res van hier vanaf Kaapse kant toe oopgetrek. Pragtig. Daar waai nie 'n windjie nie. Dis snypend koud, wil ek amper sê. Dis kouer as koud. Ek moes vanoggend net tot die vorige gasheatertjie hier langs my kom aansit, want dis baie koud, maar dit beloop om 'n pragtige dag te wees. Ek bid vir jou in elk geval 'n fantastiese dag toe op hierdie donderdagoggend. Ek hoop jy het 'n lieflike donderdag. Môre sal weer Vrydag, einde van die week. Vanoggend se stukkie uit die Bybel uit, miskien spesiaal vir my en jou is, ek dink, ek het nou lank aan 'n tema gedink, en toe dink ek, die tema wat eintlik vanoggend se stukkie moet wees is, jy is spesiaal. Ja, jy wat nou luister, wat jou naam ook al is, of jy nou 'n dame of 'n man is, jy is spesiaal. Jy is spesiaal vir ons hemelse Vader. Hy het jou per slot van rekening gemaak en jou geskep. En moenie by een dag dink as jy een keer 'n fout begaan het, of 2 keer 'n fout begaan het, of klein foutjies maak, en jy vra om verskoning daarvoor, jou Vader gaan jou nie vergewe nie. Jou Vader is lief vir jou. Hy het jou geskape. Hy is altyd by jou en hy is lief vir jou. So dit is die tema vir vanoggend. Jy is spesiaal, en ek hoop jy voel op hierdie donderdagoggend spesiaal, en ek hoop jy lewe op hierdie donderdagoggend, en sommer die res van hierdie jaar, lewe jy as jy is spesiaal vir ons hemelse Vader. Jy kan jou Bybel oopmaak, julle wat die Bybel saambring en saam lees in die oggende, is meer as welkom om julle Bybel oop te maak by Romeine 8. Ons lees vanaf Romeine 8 vanaf vers 31. Kom ons kyk hoe ver ons kom. Ek wil nie te ver nie. Dit is eintlik lekker om in die oggende te lees. Ek geniet dit saam met jou. Dit sal maar direk die tema en die stukkie kom direk uit die Bybel uit. Jy is spesiaal op hierdie donderdagoggend, op hierdie koue, in my geval, donderdagoggend. Ek weet nie hoe dit by jou is nie, maar jy is spesiaal. En ek glo en ek vertrou, jy gaan die res van die vandag en die res van die jaar lewe asof jy spesiaal is. As jy nou vir niemand spesiaal is, en daar is niemand in jou lewe wat jy dink is jy spesiaal voor nie. Ons liewe Vader sê vanoggend vir jou, jy is spesiaal vir hom. Romeine 8 vanaf vers 31. Ek kan nie eers vanoggend nog 'n slukkie koffie vat nie, want my koffie is op. Dit was so koel, ek moes my koffie baie gou uitdrink, en dit het my nogal 'n bietjie innerlike hitte gegee, en krag gegee vir die stukkie godsdienst vanoggend. So, met ander woorde, Romeine 8 vanaf vers 31. Kom ons raak stil vanoggend. Kom ons ontspan. Maak ons ontvanklik, maak ons hart oop en sê, praat Here, ons luister. Wat is ons gevolgtrekking oor alles wat ons tot nou toe gesê het? Dit, God is aan ons kant. Wie sou dit dan nog waag om teen ons te wees? God gee so baie vir ons dat hy nie eens sy eie seun se lewe gespaar het nie. God het hom in ons plek laat doodmaak. En as hy bereid was om so ver vir ons te gaan, sal hy mos enige iets vir ons doen. Wie kan dit nou nog waag om 'n aanklag teen ons in te bring? Niemand nie. Ons is immers deur God self as sy kinders uitverkies. Boonop het hy ons van al ons sondes vrygespreek. Wie kan nou nog waag om ons te veroordeel? Christus Jesus is mos aan ons kant. Hy is in ons plek dood. God het hom ook weer lewende gemaak. Christus het nou die heel belangrikste posisie in die hemel. En daarom kan hy nou ons saak by God suksesvol verdedig. Wat kan ons nog skei van Christus se liefde vir ons? Swaar kry, probleme, vervolging, hongerpyne, tekort aan klere, gevare, of dalk geweld, of dalk die erg verkoue wat ek nou het. Nie een van hierdie dinge nie. Daai stukkie het ek bygemaak van die verkoue bygelees, want dit is so, ek het 'n lekker verkoue nog aan die gang, maar selfs nie een van hierdie dinge nie. Nie een
eens die grootste probleem waarvan daar in die Bybel gepraat word nie, kan ons ooit van Christus skei nie. Daar staan juis in een van die psalms, Here, terwille van U word ons heeltyd doodgemaak. Ons is soos 'n klomp slagskape wat reg staan om geslag te word. Al gebeur hierdie verskriklike dinge met ons, is ons nogtans oorwinnaars. Ons deel in Christus se reuse oorwinning, omdat hy ons baie lief het. Ek dink hierdie stukkie gaan ek weer lees om net vir jou te sê, ten spyte van probleme en ten spyte van aardse dinge, dat ons die dag ons kop moet leer lê en doodgaan, vat dit ons nie weg van die liefde van ons hemelse Vader nie. Al gebeur hierdie verskriklike dinge met ons, is ons nogtans oorwinnaars. Ons deel in Christus 'n reuse oorwinning, omdat hy ons baie lief het. Daarom is ek heeltemal seker, dat niks wat met ons gebeur, ons ooit van God se liefde kan skei nie. Daardie tema vanoggend is, jy is spesiaal, niks kan ons van God se liefde skei nie. Nie eens die dood of enige iets in hierdie lewe nie. Ook nie slegte engele of ander bonatuurlike magte nie. Ook nie iets wat dalk vanoggend of môre met ons kan gebeur nie. Baie belangrik, hierdie stukkie lees ek weer vir jou op hierdie pragtige donderdagoggend. Ook nie iets wat dalk vandag of môre met ons kan gebeur nie. Ook nie enige buitengewone kragte nie, selfs nie die hoogste berg of die diepste see hier op die aarde nie. Letterlik niks in hierdie skepping kan ons ooit van God se liefde skei nie. Hy het vir ons kom wys hoe lief hy ons het, toe ons Here Jesus Christus in ons plek gesterf het. Is dit nie pragtige woorde in hierdie stukkie vanoggend, in hierdie Romeine 8 vanoggend nie? Kom ek lees die laaste versie weer en dan maak ons klaar. Is so pragtig, ek moet dit net weer lees. Selfs nie die hoogste berg of die diepste see op die aarde, letterlik niks in hierdie skepping, kan ons ooit van God se liefde skei nie. Hy het vir ons kom wys hoe lief hy ons het, toe ons Here Jesus Christus in ons plek doodgegaan het. Ek dink dit is 'n pragtige stukkie om hierdie donderdag mee te begin, om die donderdag en die res van die jaar wat oor is, want ons is mos dan nou baie naby aan die einde van die 6de maand, en dan gaan ons in die res van die jaar. So, met ander woorde, my tema aan jou is vir vandag, jy is spesiaal. Onthou net daai stukkie, en dan gaan jy die stukkie wat ons nou gelees het, spesifiek gaan jy onthou, jy is spesiaal vir ons hemelse Vader. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Ons God, ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier by u voete kan sit, en dankie weer eens vir hierdie herbevestiging hoe spesiaal ons is en hoe lief u vir ons het. Here, dit is een van daai dinge wat vir ons, dis bo ons vuurmaakplek. Dis soos vir altyd, vir ewig. Dis dinge wat ons as mense, kinders nie verstaan nie. Help asseblief deur die Heilige Gees om ons so 'n bietjie insaag te gee en so 'n bietjie te laat help om vir ons te help om te verstaan hoe lief u vir ons het. En Here, mag hierdie liefde wat u vir ons het, vir ons help. Ons kry dit so oorvloedig, dat dit vir ons op hierdie donderdagoggend help om ons baadjie van liefde aan te trek, Here, en om dit uit te lewe teenoor almal rondom ons. En dan doen ons per slot van rekening wat u graag wou hê ons moet doen. Ons moet mense rondom ons aanraak, ons moet u verteenwoordiger wees hier op die aarde. Ons moet u naam loof en u naam verprys. En ons moet nie bang wees om op te staan vir u nie. U het vir ons aan die kruis gesterf, Jesus. So hoe kan ons nie vir u iets doen nie? Al is dit al wat ons kan doen, dat ons net opstaan en getuig vir u. Dankie vir al ons mildelike goeie dinge wat u in ons lewe bring. Ons is so bevoorreg om 'n Vader te hê wat so lief is vir ons. Dankie daarvoor. Ons steek ons hande vanoggend op na die hemel. Ons reik uit na die hemel en ons skree, Jesus, Jesus, take the wheel. Here, kom vat hierdie stuurwiel van ons lewens en
ons geestelike voertuig, Here, en bestuur ons vir die res van hierdie jaar. Want ons weet, met U aan die stuurwiel en U in beheer, sal ons altyd veilig wees. En met U liefde sal ons altyd veilig wees. Dankie, Here, vir vanoggend se tema. Ons is spesiaal vir U. Ek vra hierdie dinge nie omdat ek verdien, Here, maar enkel alleen net U groot en almagtige genade alleen. En uit die liefde vir ons alleen. Amen.